Kind van die Here, maak seker dat jou geloof in God is en nie in geestelike mense of geestelike vriendekringe of geestelike selgroepe of denominasies of geestelike leiers dan nou nie. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vanmôre op hierdie 18de van Maart, ja, hierdie Dinsdagmôre. Vanmôre het ek nie 'n tema nie, maar ek het 'n vermaaning. Deuteronomium 6 vers 5 sê: Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Vanoggend gaan ek 'n bietjie waarskuwend en vermaanend met jou praat uit my hart. Ek gaan nie beklei nie, maar met liefde gesels. Ek is op 'n kerkleiersgroep en daar het ek 'n artikel gelees van 'n Kanadese musikant of dan nou 'n Christian rockstar soos wat hy bekend staan, wat die Christen geloof verlaat het as gevolg van, sê hy, die staat van die Christen kultuur in Amerika. Hy het nie 'n kerk of 'n denominasie verlaat nie, maar die Christen geloof verlaat. Kind van die Here, ek noem dit aan jou, sodat jy seker sal maak dat jou geloof in God is en nie in mense of denominasies of vriendekringe of geestelike leiers nie. Want ek vra altyd die vraag, hoekom verlaat iemand? As hy selfs 'n geestelike voorloper is, iemand wat 'n aanhang onder die mense en sekerlik sy geloof uiter op die verhoog of op sy platform, hoekom verlaat hulle die geloof? Ek verstaan tog as iemand 'n geestelike groep of 'n denominasie dan nou verlaat as gevolg van daardie persoon of groep of denominasie se oortuigings, dat dit dalk nie stryk met jou oortuigings nie. Dit verstaan ek. Maar hoe verlaat jy wat 'n leier is byvoorbeeld, die God wat jy aanbid as gevolg van die vervalle geestelike staat van 'n land of organisasie of 'n denominasie of wat ook al? Nou ek oordeel nie die persoon nie. En ek rig aan jou 'n waarskuwing. En ek wil vanmôre vir jou sê, koppel jou geloof en jou oortuigings aan God en God se woord. Jy weet nê, God gaan met Amerika se geloofstaat eendag afreken, omdat hulle dan baie mense tot ongeloof of geestelike verval gedryf het. Maar God gaan elke individu oordeel volgens hulle persoonlike verhouding met God. Onthou dit. Nêrens in die Bybel, van Adam tot Abraham en Moses, die profete, die rigters, reg deur die Nuwe Testament, sal jy sien dat God sê, aanbid 'n geestelike mens of 'n leier of 'n geestelik georiënteerde nasie of denominasie nie. Daar staan wel, wat is die eerste gebod? Jy mag geen ander God dien nie. Jy moet die Here jou God alleen dien en dan moet jy jou naaste lief hê. Jy moenie jou naaste dien en God lief hê nie, né? Dis wanneer God ons naaste word en die mense, die kerke, die denominasies, die gemeenskappe, die leiers ons God word, dat ons die ware God verlaat. Nou ja, dit laat dan by my nog 'n vraag. Was jy ooit by die ware God gewees, of was jy maar net by 'n kerk of 'n denominasie of in 'n Christelike land? En ek sê nie dat die Amerikaanse Christenkultuur onskuldig is nie. Ek dink daar is baie ongeruimthede in baie kerke en denominasies en ek dink daar is baie, ek dink nie so nie, ek weet daar's baie wat hulle uitspreek oor die wanpraktyke onder die Amerikaanse Christenkultuur en ander denominasies en so aan. Maar laat ons nie fokus op Amerika alleen nie. Kyk sommer na Afrika en Europa ensovoorts, dan staan ons glad nie agter Amerika nie. Maar ons fokus is om jou geloof op die regte plek te hê. Kind van die Here, ondersoek jou hart. Het jy al ooit gesê, ek wil nie meer 'n Christen wees nie, of as dit is hoe 'n Christen is, dan wil ek nie 'n Christen wees nie. Ek wil nie 'n Christen wees nie omdat daardie predikant of denominasie my seer gemaak het of God dan nou wan voorgestel het. Dink gou vir 'n oomblik, as jou denominasie of jou geestelike leier die spoor byste raak, gaan dit jou geloof in God beïnvloed? Vra dit op hierdie oomblik. As jy vanoggend sê ja en jy voel so, my geloof sal verkrummel, dan vermaan ek jou, jy dien die verkeerde God, jy dien 'n mens, jy dien 'n organisasie, jy dien 'n denominasie.
God het jou nie te nagekom nie. Jy kan nie God verlaat omdat mense misstappe begaan nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, dien die Here met alles wat jy het en met alles wat in jou is. Al loop jy geestelik stoksiel alleen die pad saam met die Here. En ook wil ek vir jou sê, as jy dan nie tuis voel by 'n sekere plek nie, vind 'n ander geestelike tuiste waar die Here dan in gees en in waarheid aanbid word, want jy het tog geestelike broers en susters en mentors in die Here nodig. Here, baie dankie vir teregwysing uit u woord, dat ons u enkelvoudig sal dien. Amen.